In jou Bybel, 1 Petrus. Is julle daar? Yep. Thank you. En nou Anneliese, waar vlug jy? Moet ek vir jou een leen? In Petrus 5 vers 5, is julle daar? 5 vers 5. So ek luister nou vanoggend, hoe bid julle, en ek luister oor waaroor kla julle, en ek hoor, dit klink of ons almal in 'n put is. Nee. Dit klink vir my of ons nie almal op die berg is nie, dit klink of ons hier vallei laagte is. Die lyk so, maar dis nie ons. Dis wat ek gehoor het. Dis wat ek gehoor het. Ek het niemand hoor happy, halleluja, prys die Here nie. Ek het gehoor klagtes. Maar ons het ons nog wat. Het julle nie klagtes nie? Ek ons maar huis toe gaan. En ek wil jou vanoggend vertel om 'n bietjie uit daai laagte uit te kom. Sal dit help? Ja. Okay. Kan ek maar vir julle lees? Vers 5. Net so moet julle jongeres, Johan, En Monique. en Monique, en oupa, aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want Hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n en soek wie hy kan verslind. Is julle almal al daar gewees? Ja. Hy kom ons om ons te boelie en ons seer te maak en ons af van die pad af te vat. Hom, Ja. moet julle teestaan. Hoe? Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Julle ken daai, né? En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het. Hoe lank gelei het? Kortheid. Julle wat? Volmaak. Maak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom is wie? Die Here. Die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Het julle nou mooi daai stukkie verstaan? So 'n hele klompie jare, nie te lank laat nie, laas jaar sometime, Nou sê ek klop. praat hulle met 'n hoof van 'n familie wat 'n besigheid het, meubelvervaardiging, vir meer as 100 jaar. En hulle vra vir hom, wat is die sukses van hierdie familie van hulle? Toe sê hy, wel, ons het al baie tevrede kliënte gehad, maar ons het net soveel ontevrede kliënte gehad. Ons het baie teëspoed gehad, maar ons het ook voorspoed gehad. Ons was al beroof, winkel het al afgebrand, hy was al in 'n vloed gewees, maar elke keer is hulle op 'n ander plek, op 'n sterker plek. Toe vra hy vir hulle, maar hoe kom julle elke keer terug? Toe sê hy vir hulle, want daar is die hoop van môre. Ja. Vandag is nie my toekoms nie. Môre is in my toekoms. Amen. Gister en vandag is nie in jou toekoms nie. So al voel jy in 'n put, is dit nie jou toekoms nie. Jy dalk net ergens in op pad gewees, jou voetjie het gestruikel, iets het gebeur en dit voel of jy in 'n put is, want ons is nie daar nie, né? Ja. Want wie is in ons? Christus. Christus in my is groter as die wêreld, maar ons voel partykeer so. Jy kan maar ja sê, jy hoef nie skaam te wees daar nie. Daar is daar wat jy opstaan en jy voel nie lekker nie. Daar is daar wat jy nie lus is om te bid vir mense nie. Daar is daar wat jy nie so goed sien nie. Maar deur die dag, gelukkig, verander jou omstandighede. Verander jou attitude, verander jy. Jy kan nie heeltyd onder bly nie, want ons is nie wie ons gemaak is nie.
Ons is gemaak om die hoof te wees en nie die ster. Amen. Die mense wat die ster is, hulle kan maar onder bly. Maar ek en jy is nie. Ons het maar net af en toe daardie dae en omstandighede wat ons bietjie aftrek. Jy weet, jy begin die dag goed, maar voor jy kan kry het jy oproep gekry en iemand klaar en dan voel jy ook sommer net bietjie. En die volgende wat jy mee praat is net so negatief en jy voel nog bietjie. Maar jy moet weer terugkom en glo in daardie hoop van môre. Ja. Want as jy nie glo na die hoop van môre nie, dan gaan jy so onderlangs bly. Weet jy wat? Die mense wat onder is, trek af en af. Ja. So om uit hierdie put uit te kom, wat gaan ons doen? Attie is nou nie hier dat ek kan punte deurskryf nie. Maar daar's 4 punte. So as jy wil punte maak, eerstens is onderwerp jou wil aan die Here. Amen. Wat sê Jakobus vir ons? Onderwerp jou aan die Here en weerstaan en Hy die sal vyand wegvlug. sal van jou af wegvlug. So dit wat jou aftrek ondertoe, as jy dit weerstaan en jy onderwerp jou aan die Here se wil, dan moet hy vlug. Dis nie miskien sal hy vlug. Die woord sê hy moet vlug. Maar hoekom? Wanneer gaan hy vlug? Wanneer ons self onderwerp aan die wil van die Here. Wanneer jy die wil van die Here toelaat om in jou lewe te werk en dit nie self te probeer uitsorteer nie. Weet ons is baie arrogant. As ons altyd alles self doen. En dis waar ons die flop maak, want ons self is nie goed genoeg altyd. Ja. Wanneer jy iets vir jouself reg kry, moet jy worry. Het ek dit regtig reg gekry of is dit die vyand wat my laat gerus voel? Want oorwinning is nie deur die Here, Amen. nie deur jouself. So is jy met my? Ja, dit sê in Johannes 13 vers 4, ons moet ek hou nie van daai nie, want hy sê ons moet die kleed van die slaaf dra. Met ander woorde, ons moet gewillig wees om die ondergeskiktes aan ons met dieselfde eer te behandel as mense hoër geskik as hulle. So of jy nou baie wyn kry of bietjie wyn kry, ons is veronderstel om almal as dieselfde te sien. Daar is in die Here se oë geen mens hoër as ander mens nie, want die Here werk met ons gees, daar's geen gees hoër as ander gees nie, want die gees is die gees. Een gees. So ons moet ons onderwerp aan die Here, né? Ons wil. Ons moet daai kleed van die slaaf dra. Dit maak ons nie 'n slaaf nie, dit maak ons net 'n instrument in die Here se hand om te kan gebruik. Jy met my? En dan moet ons die plan van die Here Ontdek. Nee, ons moet die plan van die Here aanvaar. Die Here het 'n plan met jou lewe. En soos jy met daai plan loop, gaan hy jou op paadjies vat wat jy nie dalk like nie. Maar onderwerp jou aan die plan van die Here, want hy gaan jou daardeur vat. Hy bring niks jou pad langs wat hy nie reeds beplan het hoe jy daardeur kan kom nie. Amen. So as jy op hierdie paadjies wat lyk, dit is onmoontlik, dit lyk nie lekker nie, dit lyk nie aanvaarbaar nie, moet ons dit nog steeds doen, want dis wat die Here jou lei. Jy kan mos nie sê ek volg in al die weë nie en doen net die wat jy voorlees is nie. Stem saam man, Ja. stry met my. Het jy al gesien hulle sit olifante met 'n pennetjie in die grond vas? Ja. Hoekom? Hy maak al om hom skoon. Hulle maak nie daai ketting langer voor hy om hom skoon is nie. As daar 'n patch of bossies is, as hy dit nie wil uittrek en eet nie, maak hulle nie sy ketting langer nie. Jy kan nie net die soetgras eet en verwag jy met die ketting langer kry en weer soetgras eet nie. Jy moet alles skoon maak voor hulle jou pen langer maak voor jy kan aanbeweeg. Dit wat die Here jou pad langs bring wat lekker is, ja, ons like om dit te doen, maar dit wat nie lekker is nie, ons wil dit los. Met die hoop dat ons beter dinge gaan kry. Want daar is beter dinge met ons. Ons sê mos ons glo in die hoop van môre. So die hoop van môre moet mos beter wees. Maar as dinge wat dalk nie so lekker is nie, wat jy moet klaar kry in hierdie tydperk van jou. Dit bou jou. Weet jy wat is in bossies? Sekere nutriënte wat die aarde voed. Want as die aarde nie gevoed word nie, kan volgende goeders nie daarop groei nie. Die aarde het voedingsstof in hom nodig, kunsmis in hom nodig, om nuwe lewe te bring. As jy nie bossies het nie, en ons like dit, want ons pluk hulle mos net uit, weet jy, die boere stoot hulle net so, hulle knip dit net so af,
die wortels by agter. Jy het geweet. Hulle sien nie meer die borsietjies nie, maar die wortels by agter, want dit voed die aarde. Dit is amper soos kosmos vir die nuwe goeders om daar te moet groei. So die slegte dinge is ook goed vir jou, want ons ken mos die Bybel. Hy sê alle dinge werk ten goeie mee vir jou. Okay. Wat het ek gesê, wat is die eerste punt? Onderwerp jou wil in God. Die tweede punt is, stuur jou worries vir die Here. Hoe gaan ons dit doen? Bid. I sought the Lord. He heard. Daar's 'n liedjie wat sing, cast your burdens unto Jesus. Wat beteken daai cast? Jy hoor dit van jou. Jy vat nie bietjie en gooi weg nie. Jy sê cast your burdens beteken jy vat alles en gooi dit weg. Gooi dit af. As jy daai kleed van burdens dra, jy skeer nie die moue af en gooi dit weg nie. Jy moet die hele ding uittrek en weggooi. Partykeer dra ons daai kleed en ons hoor ons moet dit van hom ontslaa raak, nou skeer ons die moue af, want hy voel so lekker, ons dra maar nog die body gedeelte. Het jy die gecast away jou burdens? Nee. Jy het gecast away some. Dit sê, cast away all your burdens. Werp alles van jou weg wat jou teer. Al is dit ietsie lekkers. Gooi dit, want jy het dit nie nodig. Die derde punt. Versterk jou loop met die Here. Hoe gaan jy jou wandel in jou journey en jou loop met die Here? Hoe gaan jy dit versterk? Hoe gaan jy dit beter maak? Jou intimiteit. Kyk, ons lewe moes in autoriteit soos dan ek sê, maar as jy nie in die woord is nie, kan jy nie leer nie. Weet jy, die woord is daar vir jou om jou te leer van jou vyand ook. Ja. Want as jy nie bewus is van die vyand nie, kan hy jou, as jy nie weet hoe die vyand opereer nie, gaan hy jou halte. As jy nie weet in daai definisie van spirits het nie, kan jy nie weet dis die vyand wat nou met jou praat. Skud my op kop, dit is die waarheid. Ek hoop nie vir nie staan in die Bybel. Ek het vir jou nou net gelees, he walks like a roaring lion, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Soos. Weet jy dat 'n leeu se gebrul, hoe ver kan dit gehoor word? 5 minute. Hoekom brul hy? Waarskie hy, waarskie. Hy brul om die ding om hom te intimideer. Daai brul veroorsaak vrees. Nou as hy dan soos 'n brullende leeu klink, dan boesem hy mos vrees. Ja. Want dit is wat jou geloof vir 'n oombliekie steel. Want daai oombliekie van vrees wat jy, when there's doubt, faith goes out. As jy daai gebrul hoor, hulle sê as jy 'n blaar hier langs jou het 5 km van hom en hy brul, dan vibreer daai blare. Van daai brul gelyk. As die vyand brul, dan is dit vir alles in ons lewe kry in die negatief. Daar's fear in die atmosfeer. And when there's fear, there's no faith. Glo my, as jy vrees oor iets, het jy nie meer geloof nie. Want geloof maak jou vry van alle vrees. So ons moet weet, die vyand is daar. Ons kan nie lewe asof daar nie 'n vyand is nie. Die vyand is 'n werklikheid, maar ons moet weet hoe hy werk. Ons moet sy tools ken. Want hy ken ons. Hy weet as ons bid, gebeur daar dinge. So hoe? Hy probeer jou verhoed om te bid. Ja. Hy maak jou slaperig, hy maak jou lui, hy maak jou nie lus voel nie. Hy brul sodat ding om jou bewe. Maar daardie brul het geen mag oor jou. Want dis nie sy tande nie, dis net 'n geluid. Ja. Sy tande het meer impak as sy brul. Het jy geweet hoe lank is sy tande? Meer as 5 cm. Sulke minne.
Maar omdat ons dit weet, moet ons weet om uit hulle pad uit te bly. Jy moet weet die vyand het krag. Hy is nie kragteloos nie. Hy het krag. Hoekom? Want Adam het dit weggegee vir hom. Ons het Maar as ons identiteit ken, dan weet ons dat daai tand het geen mag oor ons. ja. Daai bril het geen mag oor jou. En as jy dit weet, is jy al so halfpad uit jou put uit. Hoekom kom jy uit die put uit? Dan vas in die broers. Julle is slim, né? So wat soek julle in daai put? Punt vat jou Ek het nou al vir jou gesê, oorgee jou wil aan die Here, stuur jou worries na die Here toe, en versterk jou hoop in die Here. Nou hierdie een is die wat ons mis baie keer. Hy sê ons moet sien dit wat die Here doen. Sien die werke van die Here. Hoe gaan jy dit doen? In die woord. Maar baie mense van ons lees nie die woord nie, maar dis die probleem. Ons moet dit sien in dinge om ons. Ons moet sien daar waar ons 'n goeie daad doen, dat daar smile is. Daar waar ons vir mense bid, dat daar dinge gebeur. Daar waar ons kos uitdeel, dat daar 'n glimlag is. Dis mos goeie dinge. Goeie dinge oorwin slegte dinge. Ja. Ons moet die werke van die Here sien in alles om ons. Ja. Want alles wat goed is van die Here af. Die duiwel kan nie goed voorsien. Alles wat goed is van die Here. So waar jy iets sien goed gaan, moet jy weet die Here is ergens in daarin betrokke. Al weet jy dit nie eers. Ja. Die boere wat wag vir reën, wat nie bid vir reën nie, kry ook die reën wat ander boere vir bid. Die reën val nie so. Die reën val. Genade is nie so nie. Genade is so. Almal is onder die genade, of jy dit aanvaar of nie. Of jy dit wil gebruik of nie. Almal is onder dieselfde genade. Almal is onder dieselfde werke van die Here, want hy het sy seun gestuur sodat niemand verlore mag gaan nie. Die Here soek nie iemand in 'n put nie. Ja. Die Here soek almal bo op die berg waar daar glorie is. Maar ongelukkig is daar 'n vallei, want as daar nie 'n vallei was nie, kan daar nie 'n berg wees nie. Daar moet verskil wees. Waar jy is, hang af van waar jy is in jou walk of the Lord. Ja. Partykeer voel jy daar. Partykeer voel jy daar. Maar hy Dis so, almal is dit. Maar daar's dinge wat ons moet doen om ons weer terug te kry. Dat ek vir jou nou die punte kan gee. So as jy wil eksamen skryf, het jy 4 antwoorde nodig. Sê vir my wat is hulle volgens? Onderwerp in die wil van die Here. Onderwerp jou in die wil van die Here. Jou bekommernisse, los dit vir die Here. Hy is mos jou fighter. Jy rise nie af as jy nie dinge los nie. Jou loop met die Here. Jou loop met die Here en jy moet sien die werke van die Here. Weet jy wat? Wanneer jy sien die werke van die Here, wat doen dit? Dit bou jou geloof. Dit versterk jou geloof. Pastoor, Yes, sir. daai movie wat hulle gemaak het, 5 like potatoes. Yes. Hoekom het hulle nie 5 like onions of 5 like peppers gemaak? Want die ou het met potatoes geboer, nie met onions en dinge nie. Nee, pastoor weet wat, né? Al die groentes. Weet, Ja. as hy groot raak en jy sien hy kom van die grond af van die lus sien. Ja, die Wortels aardappels. dieselfde. Ja. Aardappels is die enigste groente Wat groei onder grond. 'n boer geloof moet hê sê hy sal groei. Want hy grou ook nie oor voor die tyd, voor die plantjie moet doodgemaak, gaan nie ondergrou nie, want dan verhinder dit groei. So hy moet glo dat dit groei, al sien jy nie wat gebeur nie. Ewen die klein raadhuise, Hmm. jy sien as hy reg is op die oppervlak en jy sien al die ander groente behalwe aan. Ja. So dis ook 'n boer totaal en al Moet glo dit gebeur. Ja. Want dis wat hy geplant het, dis wat hy glo van opkom. Hy moet 5 daarin hê as dit werk het nie. Want 5 is wat? Believing in the things that you cannot see. Dit is pas vertrou Wat jy nie kan sien nie. So al glo jy, al sien jy nie en jy glo. Maar Dan ons moet sê dit so dit in die wees. gees sien, ja. Ja. Sien dit in die gees. Want die boer verwag aardappels. So dis jou geestesoog. Jy sien dit mos klaar dan. Hy verwag dit. Dis vir my dit geplant het, dis wat hy verwag. En dis interessant, ja. Die idee te sien
Hier aan die hoop by 5 bus. By pas. Dit moet ergens in Hebreëus wees, maar Ja. Sofie nou sê presies. Sal in Hebreëus wees. Dink Ja, jy is dit is Hebreërs 11. Ja, want Hebreërs 11 is die geloofs. Ja, hoop is pas het vertrou van geloof aan die Ja, Ek is nie. Ag, julle is sulke oulike mense. Sit trots op julle jong. Nog iets wat julle wil weet. As ek vir jou vra daai 4 vrae en jy kan op een van hulle nee sê, dan moet jy bietjie terugstaan en kyk waar gaan jy verkeerd. As jy op almal nee sê, moet jy op jou grond lê en sê Here help. Want niemand van ons kan elke dag ja op al 4 vrae sê. Is jou wat is die vraag? Wil. Is jou wil onderworpe aan die Here? Gee jy jou probleme vir die Here? Sien jy die werking van die Here? Wat die ander is? Jou wandel. Is jou wandel met die Here waar dit moet wees? As jy enige tyd van die dag nee kan sê en ons almal kan, dan moet ons bietjie stil staan en onsself ondersoek. Selfinspeksie en kyk wat kan ons doen om te verbeter in een van daai punte. Want geen mens kan ja op alles sê. Want ons is nog nie daar. Daarom lewe ons so. Ons lewe so. Om dit te probeer behaal. Nou ja, ek hoop dit help julle. Ek hoop vir my gaan dit help. Want as jy daai vraag vra aan jouself, moenie net 'n antwoord gee. Wees eerlik met jouself. Is jy 100% onder die wil van die Here? Sien jy die Here se werk oral? Ons kan nie almal ja sê. Ons kan poog, maar as jy eerlik met jouself is, dan moet ons ergens nee sê. Amen. Staan maar saam met my, jong. Want as ek nie vir julle bid nie, mag julle nie koffie en tee kry. En weet vandag, né, die koffie en tee is verniet vandag. En die dieetkoekies is ook verniet vandag. Net jy kan daai vraag eerlik beantwoord. So ek challenge jou, vra jou vraag elke dag daai vraag. As jy voel jy's bietjie laag, vra jouself of 4 vrae. Ek hoop jy het notas gemaak. Vra jouself of 4 vrae. As jy ondervoel, vra jouself 4 vrae. Dan moet jy kyk ergens moet iets verander sodat jy weer kan rise to the occasion. Amen. Vader, dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, dat U bemoeienis met ons het, Here, om vir ons 'n woord te bring, om ons te challenge, Vader. Om ons weer op 'n plek te sit, Here, waar ons kan sien hoekom voel ons of ons nie is waar ons moet wees nie, Here. Daar's dinge wat ons moet doen, Here, om te wees waar ons graag wil wees, Vader. So help ons, Vader, deur die Gees, om deur hierdie vrae aan onsself te vra, Here, en die dinge wat ons leer, Here, net te doen in ons lewens en dit net toe te pas, Vader, sodat ons kan wees daar waar U ons wil hê, Here, daar waar U ons kan gebruik. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen.